Vandag se top stories. Die polisie onthul Desmond Tutu se kleindogter word van saakbeskadiging aangekla. En dis nie net Charlize nie, daar's nog 'n ikoniese Afrikaanse aktrise in Mad Max. Maimane of Zuma. 'n Twitter-verslag sê Maimane het hierdie week gewen. En luister hoe lekker gooi Fat Amy van Pitch Perfect die taal. Goeiemôre, ek's Elma Smit. Desmond en Leah Tutu se kleindogter Ziyanda Tutu staar volgens die Weskaapse polisie 'n aanklag van kwaadwillige beskadiging van eiendom in die gesig. Die saak is 'n week gelede deur haar ouma aanhangig gemaak. Desmond en Leah Tutu Stichting het donderdag in 'n verklaring gesê dat die familie hartseer is oor die aangeleentheid, maar Ziyanda wou nie Vrydag kommentaar lewer nie. Kaptein FC van Wyk, polisiewoordvoerder, verduidelik. Ja, ons kan bevestig dat 'n kwaadwillige beskadigingssaak opgemaak is. Was deur die klaagster teenoor haar klein dogter op die 7de van die 5de maand en die ondersoek duur voort. Die nuwe DA-leier Musi Maimane se Twitter-onderhoud het oor die afgelope week nie net 'n stortvloed meer gesprek op Twitter genereer as president Jacob Zuma se vraag en antwoord sessie in die parlement nie, dit het ook aansienlik minder negatiewe reaksie ontlok. Dit volgens 'n sosiale media verslag saamgestel deur die media moniteringsagentskap DDI. Die hashtag of hitsmerk AskMusi het Woensdag byna 125.000 keer opgeduik, maar slegs 18% van die sentiment rondom Maimane oor die hele week bereken was negatief. Dit in vergelyking met president Zuma se 27% negatiewe reaksie op Twitter. Onderwerpe wat in die Maimane tweets prominent was, sluit in beerdkrag en rasverwysings, terwyl kommentaar oor Zuma se toespraak gerig was op Nkandla, applous, geld en die ANC. Die mees prominente tweets op die onderwerp is gestuur deur radioaanbieder DJ Fresh, as ook 'n parodierekening van Oscar Pistorius se voormalige advokaat Barry Roux. Charlize Theron is nie die enigste Afrikaanse aktrise in die nuwe Mad Max fliek nie. Die vrystelling van Mad Max Fury Road het Vrydag wêreldwyd nuus gemaak en plaaslike fliekgangers kan uitkyk vir die bekroonde aktrise Antoinette Kellerman, wat ook gesien kan word as 'n lid van 'n groep vroue vegters, die Wuvalini. Kellerman het donderdag in Stellenbosch vertel van 'n aha-oomblik wat sy met Charlize gedeel het. Dit is seker een van die ongelooflikste ervarings wat ek in my lewe gehad het, komende uit hierdie arm derde wêreldland, waar ek, jy weet, en ek het nog nooit in Suid-Afrika eers 'n vollengte film gemaak nie, maar aha, is ook die eerste dag toe ek vir Charlize ontmoet het. Vir my was sy die regte aha, omdat sy Suid-Afrikaans is ook, jy weet, en sy het so 'n wonderlike reputasie vir haarself opgebou in Amerika. En hier is hierdie vrou, praat Afrikaans met my, hang in die troks, ry net voor ons skien en sê sy, is jy okay, hang jy lekker? Jy weet sulke goed, dan dink jy net, wow. Ek onthou, die foto wat hulle uitgestuur het waarna hulle soek, was 'n vrou wat so verrimpeld was, jy weet, met hierdie hare, grys hare. Ek dink, is myne. Die volledige onderhoud is nou beskikbaar op ons multimedia blad. Laduma, goeiemôre en Dumela. Dis maar net van die reg Suid-Afrikaanse uitdrukkings wat die Australiese aktrise Rebel Wilson ken. Wilson het die internet aan die gons na hierdie onderhoud met die Suid-Afrikaans gebore vermaaklikheidsjoernalis Nadia Neofitu wat gedoen is ter bemarking van Wilson se nuwe rolprent Pitch Perfect 2. We just have to start with the fact that you speak Afrikaans. Ja, ek praat Afrikaans. That's incredible. You know. I dated a girl from South Africa for a while. I can't did? speak a word. Oh, it's We have very you- sexy, like, Yeah, it is. goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Whoa. You know, I know all the phrases. South Africans have a really good sense of humor, Yeah, they I do. find. Uh-huh. Yeah. Yeah. It can be dark at times, but I know. that's what makes it good. Yeah, edgy. Tweet vir ons foto's of video van topstories in jou omgewing by Netwerk 24 of e-pos nuus by netwerk24.com.